Ons is in Spreuke hoofstuk 4 en ons gaan kyk na verse 14 tot 19 vandag. Spreuke hoofstuk 4 vers 14 tot 19 en dit lees dan so: Kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie. Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby, want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie. En hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie. Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môre glans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons sluit weer die oë. Ag Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat dit die waarheid is. Ons dankie, o Heer, dat U enigstens vir ons 'n openbaring gelos het van wie U is en wat U wil is en Here, wat U van ons verwag. En ons gebed is dus, Here, lei ons in hierdie dag om die woord te hoor en dit aan te neem, dit uit te leef en om ag te gee, Here, veral op die waarskuwing wat U ons vandag gee in die woord, wetende dat hierdie waarskuwing gewig dra. Hierdie waarskuwing is van pas. En gun dit ons, o Here, om dit ook so aan te neem, wetende dat dit 'n waarskuwing vir ons is en iets is waarop ons moet ag gee. En help ons dus deur die krag van die Gees om wel hierop ag te gee. Niemand ons het verdien nie, maar Here, ter eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Nou, ons het laasweek gekyk na verse 10 tot 13, wat ook die begin was van Salomo se 6de lesing, of lering dan nou, as jy wil, waar ons gekyk het na die eerste helfte van hierdie lering, naamlik die weg waarin ons wel moet wandel. En soos ons gesien het, alhoewel ons 'n begrip moet hê van ons eindbestemming en waarheen ons op pad is ons ook nêrens heen op pad, indien ons nie ons aandag rig op die weg waarin ons moet wandel nie. Soos ons gesien het, baie mense wil hemel toe gaan, maar die wat alleenlik hulle aandag rig op die hemel, en nie op die weg na die hemel nie, gaan dit ook nie maak tot in die hemel nie. Die woord lê eksponensieel meer klem op die weg waarin ons moet wandel, as waarheen ons op pad is. Selfs Paulus, wanneer hy praat van die prys wat ons sal ontvang, rig eerder sy aandag op die manier hoe ons moet hardloop, eerder as die prys wat ons sal kry, as ons klaar gehardloop het. Hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 24, weet julle nie dat die wat in die wedloop hardloop, almal hardloop, maar een ontvang die prys nie? Hardloop so, dat julle dit kan verkry. Sy aandag is op die manier hoe ons moet hardloop. En hy gaan dan aan in die volgende verse, en elkeen wat aan die wedstryd deelneem, oefen homself in alles. Daardie mense nou wel om 'n verganklike kroon te ontvang, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan so. Nie as onseker nie. Ek beklei so. Nie as een wat in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek, terwyl ek aan ander verkondig, nie self verwerplik word nie. Ja, hy hou die kroon en die prys in gedagte. Maar daardie kroon en prys is onbereikbaar indien ons nie ag gee op hoe ons moet hardloop nie. Hoe ons moet beklei nie, soos hy sê. En hoe ons liggame moet kastei, sodat ons nie self verwerplik word nie, in sy woorde. Mense wat alleenlik ag gee op die hemel en nie die weg waarin hulle moet wandel nie, bereik nooit die hemel nie. Want nou is die poort, en smal is die pad, wat na die lewe lei, en min is daar wat dit vind. En dit is hoekom Salomo sê, neem my woorde aan. In die weg van wysheid onderrig ek jou. Hier is die spore van opregtheid. Hou vas aan die tug en bewaar dit. En hy sê dit juist sodat
sy seun kan weet, en ons kan weet, waar daar die nou poort is, en waar daar die smal weg is. Dis hoekom hy het sê, dis hoekom hy ons leer. Want dit is 'n nou poort, en dit is 'n smal weg. En daar is men wat dit vind. Jy gaan nie 'n liefde hê vir die ware hemel, indien jy nie 'n liefde het vir die ware weg nie. Mense het 'n idee van hoe hulle wil hê, die hemel moet lyk, en hulle lewe so lank ooreenkomstig met daardie idee wat hulle het, maar jy gaan net 'n begrip hê van hoe die hemel werklik is, as jy 'n begrip het van hoe die weg soontoe lyk. Want die weg na die hemel en die hemel self se waarhede kan nie van mekaar geskei staan nie. Dit kan nie onafhanklik van mekaar staan nie. Die twee staan nie onafhanklik van mekaar nie. En jy gaan nie net 'n liefde hê vir die regte hemel en by die werklike hemel opeindig as jy ook 'n liefde het, of ekskuus, jy gaan net by die regte hemel opeindig as jy ook op die regte pad is. En jy gaan net 'n liefde hê vir die regte hemel as jy 'n liefde het vir die regte pad. Jy kan nie 'n liefde hê vir die hemel en nie 'n liefde hê vir die regte pad nie. Want as jy op pad na die verkeerde hemel toe, en ons noem dit die hel. Maar waar die eerste helfte van hierdie lering van Salomo gewys het na die regte pad waarop ons moet wandel, dan fokus die tweede helfte van hierdie lering van verse 14 tot 19 weer op die weg waarop ons nie moet wees nie. Waar het begin deur om te sê in verse 14 en 15, kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie, vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby. En waar daar in die vorige gedeelte of laasweek se preek dan nou 3 vermaanings was om op die regte pad te bly, soos ons gelees het in vers 13, waar staan hou vas aan die tug, nommer 1, laat dit nie los nie, en bewaar dit, want dit is jou lewe, 3 vermaanings om in die regte pad te bly. Sien ons dubbel soveel, naamlik 6 vermaanings, om weg te bly van die pad van die goddelose, naamlik, kom nie op die weg van die goddelose, betree die weg van die slegte nie, vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af, en 6stens, gaan verby, sê Salomo. En 'n mens kry byna die idee, asof Salomo ons probeer waarsku. En dat daar dubbel soveel ag gegee moet word op die weg waarop 'n mens nie moet gaan nie, as die weg waarop 'n mens wel moet gaan. Waarskynlik, en soos die woord ons ook leer, omdat die verkeerde weg soveel meer aanloklik lyk en verleidend is as die regte weg. En die verleiding kom in verskeie forme voor. Maar onder andere in die feit dat die verkeerde weg baie kere baie makliker is as die regte weg. Die verkeerde weg is in baie gevalle, indien nie in elke geval nie, baie meer aangenaam as die regte weg. Want op die verkeerde weg hoef ons nie te staan vir enigiets nie. Ons hoef nie oortuigings te hê nie. Ons hoef nie 'n ruggraat te hê vir enigiets nie. Ons hoef nie vas te staan op beginsel nie. Ons hoef nie moeite te doen om ons geloof te verdedig nie. Ons hoef nie die verkeerde vriende prys te gee nie. Ons hoef nie ons finansies volgens Bybelse beginsels te beheer nie en te bestuur nie. En die lys gaan aan en aan. Die verkeerde weg is juist so verleidend, want dit is so maklik en gerieflik. En dit vereis minimale verantwoordelikheid van ons kant af. Minimaal. Maar meer as dit, jy het ook geen geloof nodig om op die verkeerde weg te wandel nie. Jy het geen geloof nodig om daar te wees nie. Maar as jy op die regte weg wil wandel, dan gaan dit geloof vereis. Dit gaan vereis vir jou om te glo dat dit wat die Here in sy woord sê, wel die waarheid is. Want dit is selde dat jy die resultaat van jou besluit te sien, die oomblik wat jy kies om die Here te volg. Jy sien selde die resultaat van jou besluit, wanneer jy die besluit neem om die Here te volg. Want wanneer ons die Here kies, gaan jy eers die wêreld met prys gee, wat beteken,
dat die eerste resultaat wat jy gaan sien, wanneer jy kies om die Here te volg, is dat jy alles gaan verloor. Dis die eerste resultaat wat jy gaan sien. Want soos ons lees in Matteus 16 vers 24 tot 25, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Jy gaan eers jou lewe verloor, en moet verloon, voordat, sê die Here, jy jou lewe gaan vind. En dit verg geloof. Weerens die regte pad vereis dat ons glo dat dit wat die Here vir ons sê in sy woord die waarheid is. Want as jy dit nie glo nie, gaan jy nie jouself verloon en alles prysgee as jy nie vasglo dat daar iets is wat in die toekoms weer sal kry nie. Want soos Hebreërs ook geloof definieer in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien dit nie, maar is 'n vaste vertroue. Die verkeerde weg is 'n groot verleiding of versoeking, want dit is maklik en dit is gerieflik. Maar meer as dit, want jy het geen geloof nodig nie. Want jy het nie 'n vertroue nodig op dit wat jy nie sien nie, soos Hebreërs dit definieer nie. Maar soos ons lees in Hebreërs 11 vers 24 tot 26, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het, as die skatte van Egipte. Want hy het uitgesien na die beloning. Moses kon maklik gesê het, maar dit is deur God se voorsienigheid dat ek hier in die paleis van Farao opgeëindig het. Hy kon selfs gesê het, dankie Here dat u uit al die kinders van Israel vir my uitgesonder het, om hier in die paleis op te eindig. Die Here seën my. Hy het my ten minste uitgekies. Maar wat Hebreërs ons leer, is dat dit vir hom 'n sonde sou gewees het, as hy daar sou bly. En dit is hoekom ons 6 keer gewaarsku word, om die weg van die goddelose te vermy, en nie daarop te gaan nie, en om daarvan af te wyk, want dit is 'n versoeking. Want jy gaan vir 'n tyd lank genot hê, want dit is maklik, en dit vereis ook geen geloof nie. Maar dit is net vir 'n tyd. Maar soos die skrif dan vir ons sê van Moses, maar hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Met ander woorde, hy het geloof gehad. Hy het geglo dat dit wat die Here in sy woord sê, die waarheid is, selfs al sien hy dit nog nie. Maar hy was bereid om alles daarvoor prys te gee, juis omdat hy dit vas geglo het. Hy kon maklik op die weg van die goddelose gebly het. En hy kon dit waarskynlik geregverdig het, deur om te sê, maar dit is God se voorsienigheid. Hy kon maklik die verkeerde weg geregverdig het. Dit is deur God se voorsienigheid, sy seën, dat ek in die paleis opgeëindig het. Maar sy geloof en oortuiging het iets anders vereis. In Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hy bly vir ewig.
Die vraag is bloot of ons dit glo. Die begeerlikheid van die wêreld is maklik en aanloklik en vereis niks van ons nie. Maar soos ons lees van Moses, hy het verkies om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag, as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Laat ons eerder saam met die volk van die Here sleg behandel word, as om tydelike genot te geniet. Want wat help die aanloklikhede van die wêreld ons dan in elk geval? Wat help dit ons? Wat help die begeerlikhede ons in elk geval? Wie kan in elk geval onthou wie die rykste persoon was op die aarde in die 1700s, maar net 300 jaar terug? Wie kan onthou? Wie kan onthou wie was die rykste persoon in die 1800s? Niemand nie. Daardie mense was maar vir 'n oomblik, maar dan is hulle weg. Wie was hulle? Wie was die rykste op aarde in die 1600s? Niemand weet nie. En wie gee om? Wie weet wat was die naam van Farao in die tyd van Moses? Niemand weet wat was sy naam nie. Hulle spekuleer. Maar niemand weet wat was die Farao se naam in die tyd van Moses nie. Hulle name vergaan. Wat help die rykdom en die eer? Hulle name vergaan. Moses het eerder 'n naam vir homself gemaak by die Here. En so is daar selfs vandag min mense wat nie eers weet wie Moses is nie. Die meeste mense weet wie Moses was. Maar belangriker, God weet wie Moses is. En Moses weet wie God is. In Prediker 7 vers 1 lees ons, 'n goeie naam is beter as goeie olie, en olie was duur. 'n Goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag beter as die geboortedag. Maar vir die ongelowige is 'n goeie naam vir mense belangriker. En hulle geboortedag is verseker beter as hulle sterfdag. Maar dis nie wat Prediker sê nie. 'n Goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag is beter as 'n geboortedag. Ons lees in Markus 14 vers 3 tot 9 daar staan, en toe hy in Betanië was, is die huis van Simon die Melaatse, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, dis nou Jesus, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles, met egte baie kosbare nardussalf, en sy breek die albaste fles, en gooi dit op sy hoof uit. Dit is gelykstaande aan die goeie olie waarvan ons net in Prediker gelees het. Goeie naam is beter as goeie olie. En daar was sommige wat by hulle self ontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word. En hulle het teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. En kyk, jy lees, ons is nog steeds. Martha en Lazarus se suster, naamlik Maria, sy naam en wat sy gedoen het, word vir ewig in gedagtenis gehou. En ons weet dis Maria, want ons lees in Johannes 12 vers 3 daar staan, en Maria het 'n pond egte baie kosbare nardussalf geneem, en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare,
en die huis is vervul met die reuk van die salf. Wat help dit ons jaag die wêreld na, en die begeerlikhede van die vlees en die rykdom van Egipte, as jy wil. Maar jou naam word nie ewig in gedagtenis gehou nie. Wat help dit? Of soos Psalm 112 vers 5 en 6 sê, gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg, want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Wat help dit ons is in die weg van rykdom en gemak? Maar dit is die verkeerde weg. En die naam gaan nie in gedagtenis gehou word voor die Here nie. Wat help dit? Daar was al miljoene mense wat ryk was en wat die begeerlikheid van die vlees nagejaag het. Maar wat help dit? Wat help dit as jou naam nie in ewige gedagtenis gehou word nie? Wat help dit? Die weg van die goddelose is gevaarlik, want dit lyk aanloklik en begeerlik en dit is maklik. En jy gaan niks hoef prys te gee om daarop te wandel nie. En jy gaan ook geen geloof verg nie. Maar wat help dit jou? As jy die hele wêreld gun, maar jou naam is nie ewig opgeskryf in die boek van die lewe nie. Wat help dit? Maar nie net moet ons op ons hoede wees vir die verkeerde weg, omdat dit verleidend of aanloklik lyk nie. Dit lyk ook baie keer soos die regte weg. Ons moet veral op ons hoede wees, want die verkeerde weg kan soos die regte weg lyk, terwyl dit in werklikheid nie is nie. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van dood. En dan sê die volgende vers, Spreuke 14 vers 13, ook onder gelag kan die hart pyn ly. En die einde van so 'n blydskap is bekommernis. Ons word veral vermaan om ag te gee en te pas op vir die verkeerde weg, en ons word op 6 verskillende maniere gewaarsku, nie net omdat die wêreld aanloklik mag lyk nie, maar omdat daardie weg in baie gevalle soos die regte weg mag lyk. Daarom het ons waarskuwing nodig. En dit gaan baie keer met 'n gelag gepaard, soos die skrif net gesê het. En ons besef nie noodwendig onmiddellik dat die einde daarvan die dood is en dit eindig in bekommernis nie, soos die teks sê. Maar daarom is dit so belangrik om ag te gee op die gedeelte waaroor ons die vorige 2 weke gepreek het. Waar ons gelees het, en ek lees van verse 7 tot 11 weer vir ons, die beginsel van die wysheid is, verwerf wysheid en verwerf insig, deur al wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof, dit sal jou 'n suurlike kroon verskaf. Hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word, in die weg van die wysheid onderrig ek jou. Ek laat jou die spore van opregtheid betree. Die verkeerde weg kan en gaan nie vir ons soos die regte weg lyk, indien ons wysheid en insig verwerf het nie. Die verkeerde weg kan nie vir jou soos die regte weg lyk, as jy insig verwerf het nie. En dit hoog hou, en dit omhels, en die woorde van die Here aanneem, en daarin geonderrig word nie. Dit is die teenmiddel. Dit word vir ons letterlik in die vorige gedeelte gewys. Want as ons ag gee op die vorige lering van Salomo, dan gaan die wysheid en die woord van die Here, soos Psalm 119 vers 105 vir ons sê, 'n lamp vir ons voete wees, en 'n lig vir ons pad wees. Dit gaan. En so Salomo sê, dit sal jou lewensjare vermeerder. Nie net is die verkeerde weg baie keer 'n versoeking nie, maar dit lyk baie keer soos die regte weg. Maar jy gaan met sekerheid kan weet wat die regte en die verkeerde weg is, indien ons ag gee op Salomo se vorige lering, op ons vorige preek.
Ons word in die oortreffende trap gewaarsku teen die weg van die goddelose. Want dit is aanloklik en dit mag dalk soos die regte weg lyk, maar die einde daarvan is die dood. En wat ons verder sal sien is dat dit nie die uitsondering is dat dit waarteen ons gewaarsku word meer aandag ontvang as die regte weg nie, in die skrif nie. Ons sien onder andere, en ons Bybelstudie mense weet, in Deuteronomium waar die hele verbond en sy voorwaardes vir Israel gegee word, dat die seën wat met die verbond gepaard gaan, 'n blote 14 verse opneem, van Deuteronomium 28 vers 1 tot vers 14. Terwyl die vloek wat oor jou sou kom, indien jy nie by die verbond sou hou nie, weer 54 verse opneem. Vanaf vers 15 van Deuteronomium 28 tot vers 68. By die oorspronklike verbond voorwaardes word Israel 4 keer meer gewaarsku oor die vloeke wat sou kom, indien hulle nie by die verbondsvoorwaardes hou nie, as wat hulle vertel word van die seën wat hulle wel sou toekom, indien hulle daarby sou bly. En daarom kan ons ook ag gee op Jesus se vermaning in Matteus 26 vers 41, waar hy sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En daarom moet ons ag gee op die waarskuwing. Want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Inteendeel, die gees is gewillig om nooit weer te sondig nie. Ons wil tog hemel toe gaan, ons wil tog wees op die plek waar daar geen sonde is nie. Die gees is 100% gewillig om nooit weer te sondig nie. Wel, ek weet, myne is ten minste gewillig om nooit weer te sondig nie. Inteendeel, dit is een van die redes hoekom ons uitsien na die hemel. Juist omdat daar nie sonde is nie. Want die sonde is swaar vir die gelowige. Die gewilligheid van ons gees is daar. 100%. Maar die vlees is swak. En daarom moet ons waak en bid, en daarom word ons so gereeld gewaarsku. En soveel meer gereeld gewaarsku as die weg waarvan ons moet pas op, as die seën wat ons kry as ons wel in die regte weg wandel. Pas op, daar's 'n rede om ons te waarsku. Want alhoewel die gees gewillig is, ons vlees is swak, waak dan en bid. Ons sien dan in verse 16 en 17 hoekom ons die goddelose moet vermy, sowel as hulle weet. Want soos vers 16 en 17 van ons teks dan vandag sê, want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie. En hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie. Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid. Dit is binne die natuur van die goddelose om goddeloos te wees. Dit is binne die natuur van die goddelose om goddeloos te wees. En die feit dat die skrif sê, want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie, en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie, want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid, is nie omdat elke persoon wat nie die Here volg in hulle bed wakker lê in die aand, en dan onthou hy dat hy nog geen kwaad gedoen het vir die dag nie, dan hardloop hy gou rond om 'n bietjie kwaad te doen, en nou kan hy lekker slaap nie. Dis nie wat ons teks bedoel nie. Nee, hierdie is beeldspraak. Want soos vers 17 ook vir ons sê, want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid, nou hoe smeer jy 'n bietjie goddeloosheid op jou toebroodjie? Nee, dis beeldspraak. Hoe bestaan jou wyn uit gewelddadigheid, maar dit kom nie van druiwe af nie? Dis beeldspraak. En die begrip wat vasgevang word deur hierdie 2 verse, is dat dit binne die natuur van die goddelose is, om goddeloos te wees. Dis die beginsel wat deur hierdie beeldspraak vasgevang word. Dis binne die natuur van die goddelose om goddeloos te wees. En die goddelose verwys nie na
die kriminele wat in die tronk sit nie. Ja, hulle ook, maar nie alleenlik hulle nie. Die goddelose verwys na enige ongelowige wat nie die Here volg nie. En dit is noodsaaklik dat ons dit begryp. Want anders gaan jy in die weg van die goddelose opeindig. Dit is noodsaaklik om te begryp dat die goddelose verwys nie na die kriminele wat in die tronk sit nie. Dit verwys na enigiemand wat nie die Here volg nie. Dit is noodsaaklik om dit te begryp, want anders gaan ons in die weg van die goddelose opeindig. Dit verwys na enige iemand wat sonder God is. Met ander woorde, hy is godloos. Hy is goddeloos. Dis enige iemand wat nie God het nie, hy is godloos. Hy is 'n goddelose persoon, want hy het nie God nie. Dit verwys na enige iemand wat nie die Here het nie, en is noodsaaklik om dit te begryp. Want wys vir my 'n godvreesende persoon wat nie die Here het nie. Wys my 'n goddelike persoon, maar hy het nie die Here nie. Hy is godloos. So hy is godloos, maar hy is 'n goddelike persoon. Hoe maak dit sin? Wys my een so 'n persoon. Nee, die goddelose persoon verwys na die persoon wat godloos is. Enige ongelowige. En dit is noodsaaklik om dit te begryp, want anders gaan jy in die weg van die goddelose opeindig. Die rede hoekom hierdie belangrik is om te verstaan, en om te verstaan is omdat een van die gevare wat ons het, en ons moet ag gee op die gevare, want ons word 6 keer gewaarsku. Die rede hoekom hierdie belangrik is om te verstaan, is omdat een van die gevare wat ons het, is dat ons die aanname maak, dat dit nie binne die natuur van die goddelose is om goddeloos te wees nie. Ons gevaar is daarin dat ons die aanname maak, dat nie alle goddelose mense goddeloos is nie. Ons maak die aanname en 'n gevaarlike aanname daarbey, dat die natuur van die goddelose nie altyd goddeloos is nie. Terwyl die teks ons presies die teenoorgestelde leer. Ons regverdig verhoudings, wat ons nie behoort te hê nie, deur om te sê, dat hierdie persoon volg dalk nie die Here nie, maar hulle is eintlik goeie mense. Maar die woord leer ons dat die algemene natuur van die mens wat sonder God gaan wees om goddeloos te wees. Die persoon God is 'n goddelose mens. Dis wat die skrif ons leer. En hy gaan goddeloos optree. Dis die algemene natuur van die goddelose persoon. Hy gaan goddeloos optree. Met ander woorde, ooreenkomstig met sy oortuiging. Natuurlik gaan hy optree ooreenkomstig met sy oortuiging. As hy nie glo in God nie, gaan hy optree asof hy nie glo in God nie. Dis eintlik eenvoudig, nie waar nie? En ek glo hierdie 2 verse van ons staan juis hier as deel van die waarskuwing van die vorige 2 verse. Sodat ons nooit onder die indruk sal wees en so op die verkeerde weg sal opeindig, omdat ons onsself oortuig het dat die natuur van die goddelose mense nie goddeloos is nie, want dit is. Jou wêreldse familie en vriende sal jou so vriendelik aanmoedig om daardie nuwe kar te koop, maar die woord leer ons jy is 'n dwaas om skuld te maak. Jou wêreldse familie en vriende sal jou so vriendelik aanmoedig en uitnooi om eerder Sondag by hulle te kom eet, maar so verhoed hulle jou om gevoer te word met die woord by kerk. Jy kan nie van die goddelose verwag om nie goddeloos op te tree nie, om goddelose goed van jou te verwag nie. Jou wêreldse familie en vriende sal jou so vriendelik aanmoedig om jou kind saam met hulle kind in hierdie oulike skool te sit. Maar daardie skool se onderwysers en onderwyseresse bestaan uit 'n spul sodomiete en egbrekers. Laat ons nie onsself misgis vir een enkele oomblik nie, deur om te dink dat die natuur van die goddelose nie goddeloos is nie, want dit is.
Maak nie saak hoe vriendelik hulle is, of hoe mooi hulle intensies is nie. Hulle is sonder God. En hulle kan nie optree asof hulle nie sonder God is nie. Die goddelose, of althans die wat sonder God is, gaan altyd optree soos een wat sonder God is. Dis hoe eenvoudig dit is. En ek glo, dit staan in die skrif juis om ons te waarsku, as deel van die waarskuwing. Sodat ons nie dink, dat hulle wel goddelik kan optree, terwyl hulle sonder God is nie. Ons kan dit nie verwag nie. Hoe kon jy het van jouself verwag, voordat die Gees jou gees aangewakker het? Kon jy goddelik optree? Voordat God jou hart verander het? Ek kon nie. Ek was nice. Die goddelose of die wat sonder die Here is, kan en sal geen ag gee op sy gebooie nie. En jy is 'n dwaas om enigiets anders te verwag. Ek sê weer, die goddelose kan en sal geen ag gee op die gebooie van die Here nie. En jy is 'n dwaas om dit te verwag. En daarom word ons ook vermaan. In Spreuke 13 vers 20, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. En enigiemand wat nie die Here volg nie, is 'n dwaas. Wys my iemand wat nie die Here volg nie, wat nie 'n dwaas is nie. Nee, hulle is dwaase. Maar hy wat met die dwaase verkeer versleg, kom nie op die pad van die goddelose, en betree die weg van die slegtes nie, vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af, en gaan verby. Want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie, en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie. Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid. Vermy die goddelose se weg. Want hulle het geen ander weg as 'n goddelose weg nie. Die natuur van die goddelose is goddeloos. En ons kan nie enigiets anders verwag nie. En soos ons teks dan afsluit met 'n kontras tussen die regte en die verkeerde weg, waar vers 18 en 19 vir ons sê, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. En dit sluit maar net aan by wat ons vroeër gelees het in Spreuke, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met die dwaase verkeer versleg. Maar die waarskuwing lê hierin. Laat ons nie onder die indruk wees dat ons met die dwaase kan omgaan en nie self dwaas word nie. Die weg van die goddelose kan nie anders as om goddeloos te wees nie. En terwyl ons gees gewillig is, soos ons vroeër gelees het, ons vlees is swak. Laat ons nie onder die indruk wees dat ons vlees nie swak is nie, want dit is. Nee, Jesus sê, waak en bid. Paulus sê, vlug vir die begeerlikheid. Vlug daarvan. En ons skrif vandag sê, en lê 6 keer klem op die feit, dat ons nie op die verkeerde weg saam met die goddelose moet wees nie, want hulle kan nie anders as om goddeloos te wees nie. En mag die Here ons dan beskerm, ons waaksaam maak, en ons die geloof gee wat ons nodig het, om op sy woord te vertrou. Mag die Here ons dit gun om hierdie wêreld prys te gee, sodat ons name vir ewig in gedagtenis gehou kan word. Mag die Here ons dit gun om die rykdom van Egipte te los. En mag die Here ons dit gun om soos Maria daardie albaste fles te breek, waarin die kosbare nardessalf is. En mag die Here ons dit gun om nie op die weg van die goddelose te bly nie, maar dat ons saam met Moses mag sê, dat ons liewer sleg behandel sal word saam met die volk van God,
as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. En ons die smaad van Christus groter rykdom ag as al die skatte van Egipte, omdat ons uitsien, soos Moses ook sê, na die beloning. Mag ons ag gee op die waarskuwing, wat die woord van die Here ons ook bied. Nie net omdat Christus 'n groter rykdom is, as alles wat ons ooit kan prysgee vir hom nie. Maar laat ons ag gee op die waarskuwing, omdat die ewige verderf 'n ewigheid is. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid wat daarin is, maar Here, net soos wat ons weet, ons geseën word, as ons U volg en ons ervaar dit, Here. Ons ervaar die groot genade. Laat ons ook ag gee op die waarskuwings wat U ons bied in die woord, wetende dat dit nie net daar staan om die Bybel vol te maak met woorde nie, maar omdat dit gewig dra, Here. Dit is geldig om hierdie goeders vir ons te sê. Maar Here, gun dit ons maar net om ag te gee op hierdie waarskuwings, sodat Here ons nie gevind word in die weg van die goddelose nie, sodat ons nie regverdig as ons daar is nie. Maar Here, laat ons dit sal prys gee. En U van hoër waarde ag as al die skatte, ja, selfs die skatte van Egipte. Gee ons daai geloof, o Heer, om U te volg. Want ons is nietige mense, ons kan nie daai geloof in onsself opwek nie. Maar Here, gun dit ons deur die krag van die Gees om ag te gee op die waarskuwings en te doen wat reg is in U oë. En Here, meer as dit, ons sê dankie vir die waarskuwings. Dankie dat U ons waarsku, Here. Want ons het dit maar nodig. Alle lof, alle eer en alle glorie kom U naam toe, ewig en ewig. Amen.